Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Julle my hoor? Daar is hy reg. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Baie welkom aan al ons besoekers en al ons gaste. Ons hoop dat julle regtig die nabyheid en die teenwoordigheid van die Here hier in die geloofsfamilie sal ervaar. Sommige net so 'n paar afkondigings. Julle weet ons is nou al opgewonde oor hierdie fees. Hy kom al hoe nader. So kry jou kaartjies. As jy nog nie jou kaartjie gekoop het nie, boek hom sommer nou reeds en stuur sommer die bemarking aan vir enige iemand, vir almal, vir vriende, vir familie. Kom ons kry die mense ook opgewonde oor die kunstenaars wat hier gaan optree en sommer net 'n heerlike lekker dag die 5de Oktober. Dan die voorbereidingslys is redelik onveranderd van verlede week. Julle sal wel sien Nico Ber en Beatrix Ber se name is daar bygevoeg. So kom ons dink ook net aan hulle. Hulle was albei in hierdie week in die hospitaal, maar Dominee Nico is reeds ontslaan, maar Tannie Beatrix is nog steeds in die hospitaal. So kom ons bid sommer net vir hulle en dat hulle sommer net vinnig sal aansterk en ook so vir al die ander mense wat nog steeds op ons voorbereidingslys is. Hier wil ek julle ook net weer herinner, as julle dalk weet van iemand met wie dit nie goed gaan nie, iemand wie se naam nie hierop is nie, asseblief laat weet my, sodat ons ook saam met hulle kan bid.
Dan het ons 'n paar verjaarsdae hierdie week. So as jy verjaar, steek jou hand op en as jy 'n besoeker is en jou naam is nie hierop nie, maar jy verjaar, kan jy sommer ook jou hand opsteek. So hierdie week verjaar Altus en Johan, Deborah, Piet, Colleen, Tian, Meyer, Alta, Christu, Joe, Amber, Chantelise, Marilies, Rita en Nico. Steek jou hand op as jy verjaar hierdie week. Ek dink ons moet 'n gewoonte begin. As jy verjaar, dan moet jy kerk toe kom. Dis baie belangrik. Enigiemand anders? Het ons iemand gemis? Hierso agter. Jy hoef nie skaam te wees nie, is lekker sjokolade. Nog iemand? Almal wat verjaar sjokolade gekry. Dan wil ek julle ook sommer net herinner, vandag is die laaste Sondag, maar hierdie hele maand was ons besig met deurkollekte vir CMR. So as jy vandag by die deure uitstap, dan kan jy sommer net vir CMR 'n bydrae lewer. En ja, ek nooi elkeen van julle ook uit om saam na die tyd te kom koffie en tee drink. Dit sal ook lekker wees om daar sommer net bietjie saam met julle te gesels. Kom ons sluit ons oë. Here God, ek kom tot rus by U. Here, U maak my gedagtes stil in 'n gejaagde wêreld. U maak die onstuimige storms in my binneste kalm. U lei my, U rig my gedagtes op U wil en U woord. Here, sonder U is ek niks. Sonder U is my lewe, my omstandighede, my wese hopeloos. Here, U is die een wat hoop bring. U is die een wat verlossing bring. U is die een wat sal, wat red en wat genees. Dankie, Here. Dankie vir die samekoms van hierdie gemeente. Dankie dat ons hier kan wees in U teenwoordigheid en in U teenwoordigheid kan ons rustig word en op U fokus. Dankie Here dat ons ook hier teenwoordig kan wees saam met die res van ons geloofsfamilie. En Here, dankie dat ons weet U is die ware en die enigste Here en daarom eer ons U as ons opgestane Here. Amen. Genade vir julle van God die Skepper wat vir ons skuiling bied, van Jesus Christus wat ons voed en vertroos en van die Heilige Gees wat in ons woon en werk. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 2 liedere saam, lied 203 en lied 547, daarna kan julle julle plekke weer inneem. Ons
Daar's een afkondiging wat ek vergeet het. Julle sou op die groepe ook gesien het, maar ons saai nou nie meer die erediens lewendig uit nie. So hy is wel beskikbaar na afloop van die erediens. So as jy dit dalk vir iemand sou wou aanstuur, of jy is dalk 'n Sondag regtig baie siek en jy kan nie hier wees nie, dan kan jy dit net so teen 10:30, 11 se kant, kan jy dit nog steeds op YouTube kry. Maar onthou, dis altyd beter om hier te wees, so kom maar eerder kerk toe. Ons lees vanoggend saam met Johannes 6 vers 1 tot 15. Ons gaan daardie 15 verse daar saam lees, en terwyl ons so met die Here se woord voor ons oopsit, kom ons sing Vlam 87. Kom ons lees saam Johannes 6, die eerste 15 verse. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. Ja, nu daar so 'n bietjie van 'n weergalm. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?" Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denariëse brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het gesê: "Laat die mense sit." Daar was baie gras op die plek, toe het die mans gaan sit. Hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het, en ook van die visse laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brosstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die brosstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom." Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Ek en jy is partykeer in 'n situasie wat hopeloos lyk. Dis waar die disippels hulle op hierdie stadium bevind. Dit lyk hopeloos. Hier's so baie mense, hulle het nie kos nie, daar is nie 'n plek om kos te kry nie, so die situasie lyk hopeloos. Vandag wil ek julle 'n storie vertel van 2 emmertjies. Daar was op 'n dag 'n persoon wat elke dag met 2 emmertjies afgestap het na die rivier toe, en dan het hy die 2 emmers vol water gemaak, en dan het hy weer teruggestap na die huis toe, om dan weer hierdie emmertjies te gebruik om sy tuin nat te maak. Die probleem was egter dat een van die emmertjies stikkend was. Een van die emmertjies het 'n paar barsjies en kraakies ingehaat. So elke dag as hy stap met die leë emmers en hulle vol maak, dan kom net die een emmertjie vol by die huis aan. Die ander emmertjie
het dan amper niks meer water in, teen die tyd wat hulle by die tuin kom nie. En hierdie een emmertjie begin voel toe nou, maak nie saak hoe hard hy probeer nie, dis hopeloos. Dis hopeloos, hy sal nooit daardie water kan hou, tot by die huis, om die pragtige blomme in die tuin nat te maak nie. En hy sê toe nou eendag vir sy eienaar, maar ek kan nie hierdie water hou nie, ek kry dit nie reg nie, dis seker maar beter om my weg te gooi, of om my te vervang. En hierdie eienaar van die 2 emmertjies sê, nee, maar jy verstaan nie mooi nie. Ek het saadjies geplant langs die pad. Ek weet jy's gekraak, maar elke dag wat ons so terugstap op die paadjie, het jy daardie blommetjies, daardie saadjies langs die pad nat gemaak. Kyk net al hierdie mooi blomme wat hier groei. Sommer 'n eenvoudige storie, waar ek en jy uit moet leer. Partykeer voel ons ook, maar dis hopeloos. Ek het al soveel barsies en krakies in die lewe gekry, ek kan nie meer goed wees nie. Ek kan nie meer dit doen waarvoor die Here my geskep het nie. En op die ou end, as ons net vir 'n oomblik stil staan en sê, Here, praat met my. Wat is my doel op hierdie aarde? Dan sal die Here vir jou sê, maar niks is hopeloos nie. Niks is hopeloos nie. Ek gebruik jou ten spyte van jou krakies en jou barsies. En dan dink ek nou aan hierdie groep mense wat bymekaar was en hoe hopeloos hierdie disippels gevoel het in wat hier aan die gebeur is. Hulle het nie geweet hoe gaan hulle hierdie mense kos maak nie. Vir die kinders wat vandag hier is, baie van hierdie gemeente gaan vanmiddag by Ralokka eet. Nou as ons nou daar by Ralokka instap en al hierdie mense is daar, en daar lê net hierdie een ou kosblikkie op die tafel. Dink julle die mense gaan genoeg eet? Nee, ek dink ook nie so nie. Ons maagies gaan nie vol word, as ons almal uit hierdie ou kosblikkie uit moet eet nie. En wat hier gebeur het met die disippels, is, hulle was nog meer as 20 keer meer, as wat ons vandag is. En hierdie situasie lyk so hopeloos, hulle sê hulle weet nie hoe gaan hulle die mense kos gee nie, en wat gebeur? Daar kom een disipel en sê, hy weet nou nie of dit regtig gaan help nie, maar hy het hierdie een ou kosblikkie. Daar's 'n ou paar broodjies en 'n paar visies in. Dis al wat hy het. So wat hier gebeur, is dat Jesus hier rondbeweeg in Galilea, en ons sien, as ons die ander evangelies ook lees, daar's heeltyd mense wat hom volg. Hulle sien hier die wondertekens wat hy doen. Nou julle sal sien, Johannes gebruik altyd die woord tekens, nie wonderwerke nie, maar dit verwys na die wonderwerke. En hierdie vermeerdering van die brood is die enigste wonderwerk wat ons in al 4 evangelies kry. Die evangelies het nie almal al die wonderwerke van Jesus in nie, hulle het almal die opstanding in, en hulle almal het die vermeerdering van die brood in. So dit was regtig baie belangrik. En ons sien dat Jesus eintlik alleen wou wees. Dit sien ons in die Lukas evangelie. Hy wou eintlik so 'n bietjie rus. Hy was eintlik 'n bietjie moeg en uitgeput en oorlaai. Maar dan volg hierdie massas mense hom. En as ons in die ander evangelies lees, dan sien ons dan leer hy hulle ook. Dan onderrig hy hulle. Johannes wys nou nie dit spesifiek uit nie, maar hy sê wel dat die mense vreeslik honger was en dat daar nêrens daar naby 'n plek was waar hulle kos kon kry nie. So wat ons hier in die eerste plek hoor is dat Jesus self 'n behoefte gehad het. Sy menslike kant het die behoefte gehad om bietjie op sy eie te wees, om bietjie te rus, om bietjie alleen te wees, daardie mystieke spiritualiteit te voed waarvan ons laasweek gepraat het, maar hy skuif dit bietjie een kant toe. Want die behoefte hier voor hom is nou groter. Nou dit moet vir my en jou as gelowiges ook 'n les wees. Ons moet na onsself kyk, dis ongelooflik belangrik. En wanneer jy bietjie moet rus, of wanneer jy bietjie stilte moet hê, of wat ook al, moet jy dit doen. Dis ongelooflik belangrik. Maar partykeer word iemand oor jou pad gestuur, en dan moet jy jou behoefte net so vir 'n oomblik een kant toe skuif, net so vir 'n oomblik nie op jouself fokus nie, en sê, maar hierdie is die behoefte wat nou voor my staan. So dis wat ek nou op hierdie oomblik gaan aanspreek. So ons sien dat Johannes baie spesifiek uitlig dat dit in aankoms van die Joodse fees Pasga was, of Paasfees. So hulle het die Joodse fees gevier, wat nou al van Exodus se tyd afkom, waar hulle die lammetjies se bloed aan die deurkusyne geverf het om hulle lewens te red. En Johannes lig dit spesifiek uit, want binnekort gaan Jesus Jerusalem binnegaan. Binnekort gaan Jesus die Paaslam word. Binnekort gaan hierdie Paasfees, hierdie fees wat hulle vier van lewe, 'n hele nuwe betekenis kry. En dan wat hier gebeur is, Jesus gesels met Filippus.
En ons sien dat Johannes spesifiek sê, dat Jesus het reeds geweet, watter wonderwerk hy gaan doen. Maar hy gesels met Filippus om hom te toets. So weer eens 'n leergeleentheid. En ek dink elkeen wat 'n ouer is, wat vandag hier sit, verstaan dit. Partykeer kom daar 'n situasie oor jou pad, en jy wil eintlik net raas met die kind, maar jy besef, hierdie is 'n leergeleentheid. Kom ons gesels hieroor. Kom ons praat oor hoekom ons so optree nie so nie, of hoekom ons dit sê en nie dit nie. En hier gebruik Jesus dit as 'n leergeleentheid om met Filippus te praat. Want Filippus was nog die hele tyd saam. Filippus het die wonderwerke gesien. So Filippus moes eintlik gesê het, Here, hier's nie kos nie, maar ek weet U is eintlik God. Ek weet U kan eintlik wonderwerke doen. So sal U dit asseblief doen. Of ons is gereed, ons is ontvanklik. Maar dis nie wat gebeur nie. Jesus vra vir Filippus in die eerste plek, omdat Filippus in daai omgewing gebly het, hy kom van Betsaida af, so hy sou die omgewing ken, so logies sou hy geweet het, daar is nie 'n plek om brood te kry nie. En in die tweede plek is Filippus nogal 'n skeptiese persoon, as ons dit so kan stel. Hy is iemand wat staat maak op harde feite, op die wiskunde, op die statistiek. Nou, baie van ons is ook daar. Ons gaan nie net iets glo omdat iemand sê ons moet dit glo nie. Waar is jou bewys? Wys vir my hoekom ek dit glo. Verduidelik dit vir my. Wys vir my die statistiek. Moenie net sê dit is so want dit is so nie. Waarop grond jy dit? Maar Filippus val die toets so bietjie. Want hier doen hy vinnig sy somme, dit waarmee hy goed is, dit wat vir hom natuurlik kom, en hy sê nee, 200 denarius, 200 mense se dagloon. So 'n gewone arbeider se fooi so tussen 6 maande en 'n jaar is nie genoeg om vir die mense kos te gee nie. So in die eerste plek, as hulle 200 denarius gehad het, sou hulle nog steeds nie noodwendig die mense kon voed nie, want waar kry jy daardie brood? Maar hy sê nee, dit sal nie genoeg wees nie, al het ons so baie geld. So die baie mense word beklemtoon, die groot probleem word beklemtoon, die situasie is hopeloos. Dis hopeloos. Daar is net nie 'n uitweg nie. Hulle weet, God het manna in die woestyn voorsien. Daai situasie was baie meer hopeloos. Hulle weet dit, maar nog steeds vertrou hulle nie. Hulle weet, Jesus kan wonderwerke doen, maar nog steeds vertrou hulle nie. Hulle sit net daar en sê, my situasie is hopeloos. En hoe baie keer is ek en jy presies daar. Ons ken ons Bybel, ons weet van die wonderwerke wat God doen. Ons beleef God se teenwoordigheid in ons lewens. Ons weet wat God al reeds vir ons gedoen het. Maar dan kom maar 'n moeilike situasie oor jou pad en dan sit jy met jou hande in jou hare en jy sê, dis hopeloos. Hoe gaan ek hier uitkom? Daar is net nie hoop nie. En dis waar die disippels op hierdie oomblik is. En dan kom Andreas, die broer van Simon Petrus, en hy sê, maar hier's 5 garsbrode en 2 visse. Nou garsbrode, sê vir ons dat hierdie seentjie wat dit gegee het, arm was. Want die garsbrode was nie baie lekker nie. Dit was gewoonlik, hulle het dit sommer vir die diere gegee vir kos, maar aan die ander kant het die arme mense dit gewoonlik geëet, want dit was baie bekostigbaar. En die Griekse woord wat ons hier kry vir die visse, beteken dit was gedroogde, gesoute visse. So dit was regtig om die garsbrood net 'n bietjie beter te laat proe. So dis nie ekstra kos nie, dis net om die brood 'n bietjie meer smaaklik te maak. En hier kom Andreas en hy sê, wel, hier's nou al hierdie mense, en ek het hierdie paar visse en hierdie paar broodjies, 5 broodjies en 2 visse. Nou ons het nou reeds gelees, daar's 5000 mans. So tussen elke 1000 mans is daar 1 garsbroodjie. En daai 1 garsbroodjie moet nog in daai 1000 mans se gesinne verdeel word. Want ons weet dis net die mans, hulle het nog vrouens, hulle het kinders, so hierdie ou 1 ou kosblikkie moet verdeel word. En dan, wat gebeur dan? Jesus sê, laat die mense sit. Dit laat dink ons so 'n bietjie aan Psalm 23, die herder wat sy skape bring by groen weivelde. En Jesus dank vir God daarvoor, en dan begin hulle dit uitdeel. Nou baie keer is ons bietjie ondankbaar. Ons dank nie vir God, noodwendig as ons iets het wat min is, of wat ons nie dink goed genoeg is nie, dan mis ons daai deel so bietjie. Ons kan makliker kla en ons ontevredenheid uitspreek, as wat ons net sê, sjoe, maar dankie Here. Dankie dat ek hierdie kos het om te eet, in hierdie geval
die ou droë, growwe broodjies en die ou gesoute visies. Dankie daarvoor. Want in hierdie geval wonder ek of die disippels daai oomblik al besef het, hier's 'n wonderwerk aan die gebeur, en of hulle gedink het, Jesus is sarkasties, om hierdie ou kosblikkie te vat en die Here te dank daarvoor. Hulle het waarskynlik gedink, Jesus gaan dit seker net self eet, want hy verdien dit. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Dit word uitgedeel, en as ons nou mooi dink aan wat hier gebeur, dis wonderlik. Ek dink nie ons kan ons regtig daarin insien nie. Maar hierdie ou kosblikkie sou vir daai een ou seentjie 'n middagete gewees het. Maar daai seentjie kry uiteindelik meer as wat net die kosblikkie is. En daai hele gemeenskap kry meer as wat net die kosblikkie is. En al wat hulle nodig gehad het om te doen, is om dit in die regte hand te sit. Om dit in God se hand te sit. Dis hoe maklik dit was. So as ons nou dink aan ons hopelose situasie, vat dit wat jy het en gee dit vir God. God gee nie om of jy krakies en barsies het soos daardie emmer nie. God gee nie om of jy min het nie en of jy baie het nie. Maar dit wat jy het, gee dit in God se hand en kyk hoe die wonderwerke gebeur. So hulle deel uit en dan maak hulle die brosstukke bymekaar. So met ander woorde nie die klein ou krummeltjies nie, die groot stukke brood wat oorbly. En daar bly 12 mandjies vol oor. So spreekwoordelik, 1 vir elke disipel. Wat vir my sê, maar God sorg vir sy kerk. Hierdie disippels wat verder moet gaan en moet uitgaan en die wêreld moet bedien en moet gaan getuig, hulle kry meer as genoeg. En hierdie storie vertel vir ons nie toevallig oor die brood of fokus net op die brood nie. Hierdie storie is baie belangrik, want as ons later lees in Johannes 6 vers 35, dan lees ons, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. So hierdie 12 mandjies vol brood wat oorbly, is amper soos asof Jesus sê, ek gee myself oorvloedig aan julle, wat julle self weer vir die kerk moet gaan gee. Die Here sorg vir sy kerk. Oor en oor, die Here sorg vir die gelowiges in sy kerk met oorvloed. Hoekom maak hulle die brosstukke bymekaar? Dit was 'n Joodse gebruik. Hulle het nooit gemors nie. Hulle het geglo dat die kos wat hulle ontvang, die brood wat hulle ontvang, is 'n geskenk uit God se hand, so hulle gaan nie daarmee mors nie. Daarin dink ek is vir my en jou ook 'n les. Ons sê ons gawes en ons talente is 'n geskenk uit God se hand. Maar ons mors dit so baie keer. Ons vergeet dat ons gawes en ons talente gekry het om te dien. Dat ons dit moet oppas, dat ons dit moet gebruik, dat ons dit moet uitleef. Dat ons dit nie net sommer gekry het om dit net sommer te laat rond lê nie. Ons moet dit gebruik. Ons moet diensbaar wees in die Here se kerk, in die Here se koninkryk. Wat dan hier gebeur, is hierdie mense sien Jesus as 'n profeet en hulle wil hom koning maak. Nou weer eens dink hulle aan God, aan die manna in die woestyn, aan Moses, en hulle dink aan wat Moses gesê het in Deuteronomium 18 vers 15. In Deuteronomium 18 vers 15 staan: 'n profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan. Na hom moet julle luister. So hulle sien dadelik hier, maar Jesus is besig om iets te laat gebeur wat hulle laat dink aan hierdie profeet. En daarom wil hulle hom koning maak. Nou hoekom jy's in hierdie gebied? In hierdie gebied is waar die Selote beweging begin het. Julle weet ook, een van Jesus se disippels het bekend gestaan as Simon die Seloot. Nou die Selote beweging was 'n revolusionêre beweging waar hulle so toegewyd en passievol oor God was, dat hulle wou veg. Hulle wou oorlog maak. Hulle wou die Romeinse ryk oorwin in die naam van God. So hier sien hulle Jesus en hulle sien wat Jesus kan doen en hulle dink dis die regte ou. Ons moet hierdie ou koning maak, want hierdie ou gaan 'n goeie leier wees. En dan, Jesus het in die begin sy behoeftes so bietjie op sy geskuif, maar dan verander dit. Hierso dan sê hy, maar nou gaan ek weggaan en ek gaan na myself kyk en dan gaan hy in die berg op in stilte. En hy voed daardie mystieke spiritualiteit. Hy kom by homself uit en hy voorsien aan sy eie behoefte. So uiteindelik is dit waar ons moet wees. Ons moet besef dat geen situasie ooit hopeloos is nie. Want in die hand van die Here is enigiets moontlik.
So daardie ding wat so borrel in jou kop, daardie ding wat jy net nie kan uitstryk nie, gee dit in die hand van God. Daardie bietjie wat jy het, gee dit in die hand van God. En vertrou die Here met jou lewe, met jou wese, met jou gawes, met jou talente, met wie jy is. Kom na die Here toe en gee alles. Ek wil vir julle 'n storie vertel, want dit is vir my net te oulik. Een van my professors was 'n predikant in die stad gewees, en op 'n dag vertel 'n tannie vir hom, dat sy so klein voluitjie gery het. En nou die van julle wat Pretoria goed ken, sal weet as jy nou van Centurion se kant af daar by Eufees afry, is dit nogal 'n redelike skerp draai, wat jy moet vat, as jy nou Pretoria oos toe draai. En die tannetjie ry daar af en sy sien, maar sy gaan nie daai draai maak nie. Sy sê in daai oomblik bid sy en sy sê, Here, ek gee dit in u hand oor. En sy los die stuurwiel. Sy sê, en dominee, jy sal nie glo nie, daar rol die Here my karretjie 3 keer. Nou wanneer ons oorgee aan die Here, mag dit ons ervaring wees. Mag geen situasie is hopeloos nie. Hy het aan die leef, al het die Here haar karretjie 3 keer gerol. So kom ons gee oor aan die Here. Enige hopelose situasie, kom ons sê, Here, hier is ek, hier is my situasie, vat dit in u hand. Amen. Vriende, vandag gebruik ons die nagmaal en ek wil regtig sê, die van julle wat besoekers is, as jy die vrymoedigheid het om in jou eie gemeente nagmaal te gebruik, asseblief gebruik ook vanoggend saam met ons die nagmaal. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun Jesus vir ons gestuur het. Jesus het ons baie lief en gee vir ons lewe. Hy het op Goeie Vrydag op Golgotha aan die kruis vir ons gesterf en vir ons lewe gegee. Jesus was die eerste een wat die nagmaal aan die disippels gegee het en vir hulle opdrag gegee het om dit gereeld te gebruik. Ons moet dit gereeld gebruik, sodat ons nooit vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy kerk vernuwe word. Dis 'n gedagtenismaaltyd. Ons oordink en verkondig die dood van die Here. Ons word herinner aan die lydenspad wat Jesus Christus moet stap. So 'n diepe lyding dat hy uiteindelik uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Hy het hierdie lyding verduur, sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. Die nagmaal is 'n waarborg, so seker soos ons die brood en die beker vandag voor ons ook kan sien en in ons hand kan voel, so seker is ons dat ons deel het aan Christus se sterwe en sy opstanding. Die nagmaal is 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die Heilige Gees is teenwoordig. So bind dit ons tot een liggaam in Christus. Die nagmaal verkondig 'n toekomsverwagting. Ons is in die spasie tussen sy eerste koms en sy tweede koms. Ons sien uit na die dag wanneer Christus in sy heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Ons is nie in rou en droefheid gedompel nie, want op 'n besondere manier ontvang ons Heiland. Die nagmaal is ook 'n fees van dankbaarheid. Ons deel in die heil van Christus. Daarvan verseker die Heilige Gees ons. Terwyl ons net so sit, kom ons sing lied 302.
bely ons ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Hiermee nooi ek elkeen van julle om deel te hê aan die nagmaal. Ek nooi dan ook my 2 ouderlinge, vir Christel en vir Martelies, om saam met my aan die nagmaaltafel te sit. Die nagmaaltafel kan voorberei word. Bless the
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Is daar enigiemand wat met die brood oorgeslaan is? Enigiemand wat met die wyn of druiwesap oorgeslaan is? Sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, herinner ons daaraan dat Jesus se liggaam vir my en vir jou gebreek het tot volkome versoening van ons sondes. Neem dit, eet dit, proe dit. Dink daaraan en glo dat jy verlos is deur Jesus se liggaam. Die beker waaruit ons drink, herinner ons daaraan dat Jesus se bloed vergiet is aan die kruis tot volkome versoening van ons sondes. Neem dit, drink dit. Dink daaraan en glo dat jy regtig vrygespreek is omdat Jesus se bloed gevloei het. Here Jesus, dankie dat ons weet, ons is met absolute genade vrygespreek in U naam. Dankie dat ons weet dat ons niks kan doen of kon doen om hierdie vryspraak te verdien nie, maar dat U dit vir ons gegee het, gratis en verniet. Dankie Here dat ons ook die voorreg het om elke dag te leef as vrygespreekte mense. Dankie Here dat U ons opnuut vul met die Heilige Gees, dat ons met hierdie herinneringsmaaltyd kan onthou wat U vir ons gedoen het, en kan onthou wat dit vir ons beteken, en hoe ons dit moet uitleef in U koninkryk. Ons loof U, ons eer U, op alle maniere wat ons kan, nie net as ons koning nie, maar ook as ons Here, en as ons verlosser. Alle eer kom aan U, en U alleen toe. Amen. Ons gaan dan nou geleentheid gee vir die offergawes om opgeneem te word. Smart my verdiep.
dan sluit ons af met vonk 38 vers 1 tot 3. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.